Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Matteus 6, hier vanaf vers 24 tot en met vers 34. En ek wil sommer net 'n gedeelte daarvan lees. Ek begin by vers 24. Niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? En dan hier by vers 33 kom hy en sê nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Gemeente geleerdes is dit baie eens om te sê dat angs en vrees, ons kan eintlik sê bekommernis, is eintlik op 'n manier deel van ons lewe. Dis ook iets wat ons as gelowiges nie noodwendig gevrywaar is nie, want dit gebeur baie keer dat ons deur ons omstandighede oorweldig word, en dat ons omstandighede vir ons baie keer bring by 'n punt waar ons bekommerd is oor wat die dag van môre vir ons mag inhou. Ons het die afgelope tyd is ons geraak deur haal, deur reën wat geweldige skade gebring het vir ons boere, as van die boere wat hulle oeste verloor het. En natuurlik is dit dat 'n mens in hierdie omstandighede dikwels ook bekommerd is oor wat is die effek daarvan op my lewe? Gaan ek die finansiële uitdagings kan hanteer, dit wat na my toe kom? En dikwels is dit dat boere vir jou sê, maar hoe langer die tyd aangaan, hoe meer is ek bewus van die skade wat daar vir my berokken is. Nie net die vrug wat afgeslaan is nie, maar ook jong bome wat seer gekry het en die vraag is, moet ek dit uithaal of moet ek dit 'n kans gee? In dieselfde asem is dit daar van ons lidmate bekommerd is oor hulle behandeling. Bekommerd is oor die vraag van medikasie wat nie uitkom nie, medikasie wat wegbly. En dit bring sy eie bekommernis deur te vra, maar gaan my kanker groei? Wat gaan die langdurige effek daarvan wees, ook op my liggaam? Lidmate wat huis toe moes kom, omdat die dokter vir hulle gesê het dat hulle terminaal is. Lidmate wat by 'n punt kom om te sê, hoe gaan my lewe afsluit? Gaan daar pyn wees? Hoe gaan my laaste dag van my lewe wees? Geliefdes wat by 'n punt kom te sê, maar gaan ek dit oorleef sonder my wederhelft? Gaan ek hierdie emosionele en fisiese uitdagings van siekte en afskeid kan hanteer en sal ek opgewasse genoeg wees vir dit wat na my toe kom? Grootouers wat bekommerd is oor kleinkinders wat vasgevang is op 'n lughawe as gevolg van 'n oorlog. En dan hoor 'n mens die bekommernis en die vrese van, is my kind veilig? Sal die Here my kind kan beskerm, ook in 'n oorlogtyd soos nou? En as 'n mens na geleerdes kyk en jy raak as gelowige bewus van elke dag dit wat met jou gebeur en die uitdagings, is dit natuurlik dat angs en bekommernis baie keer 'n veg of vlug reaksie by ons bring. Partykeer het dit 'n verlammende effek. En nou kom die Here in hierdie gedeelte van vanoggend en hy kom praat met ons oor bekommernis. Nou dit is interessant dat as mense hierdie gedeelte gaan kyk, dat daar nie vir ons gesê word dat ons nie moet oes nie, dat ons nie moet saai nie, dat ons nie aktief moet besig wees om te werk vir elke dag se brood en inkomste nie. Maar die Here kom in hierdie gedeelte en dan sê hy vir ons, maar moenie dat bekommernis die oorhand oor julle lewe kry nie.
Moenie dat die bekommernis oor môre die vreugde van nou en ook van jou verhouding met God kom steel nie. Eintlik ironies by vers 24 dat hy begin deur te sê, jy kan nie vir twee baase tegelyk werk nie. En eintlik wil hy daardeur ook vir ons kom leer om te sê, as ons stel op die koninkryk van die Here, as ons oë rig op Christus, dan erken ons eintlik daardeur dat die Here dan ook God is oor my lewe. Hy sê as ons mammon of geld aanbid, dan gaan ons dalk nooit tevrede wees. Ons kan nie beide doen nie. Ons moet gaan soek na die wil van die Here. En daarom dat hy sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van die Here, en ek sal vir jou die res gee. Dit is eintlik so ironies dat die Here hier vir ons kom sê dat hy ons nie moet bekommerd wees oor jou eie lewe nie. Wat nog te sê van ander? En dan gebruik hy 3 argumente om dit vir ons te bevestig deur te sê, kyk na die wilde voëls. Kyk na die lelies in die velde, kyk na die pragt van hoe God vir hulle versorg en hoe die Here vir hulle help. Hy sê dit help nie dat jy jou bekommer nie, want deur bekommernis kan jy nie jou dae verleng nie. Inteendeel, ons lewe as mense is maar soos die gras wat vandag daar is en môre word dit verdroog. En as die beskuldiging hier kom op klein gelowiges, dan gaan dit nie dat jy nie 'n verhouding het met die Here nie. Dit gaan nie daaroor dat jy nie geloofskennis het nie, maar dit gaan oor geloofsvertroue. Dit gaan ook om te vertrou dat wanneer dit met jou sleg gaan, dat die Here vir my kan sorg en vir my kan help. Sien broers en susters, hierdie gedeelte vat nie die storms weg nie. Hierdie gedeelte kom nie vandag en sê, maar daar gaan nie probleme wees nie. Hierdie gedeelte kom vanoggend en hy kom sê, maar wanneer jy die koninkryk van God soek, wanneer jy die wil van die Here soek, dan verander God my manier van kyk na die lewe. Dat ek vanuit my nood vanoggend kan sê, maar ek weet God sorg. En dat ek die Here kan vertrou ook vir vandag en vir môre ook op my lewenspad. Natuurlik is die voorbeeld wat ek vanoggend genoem het, groot realiteite en klomp lidmate se lewe. Natuurlik probeer ons dit nie ontken nie. Natuurlik probeer ons dit nie ontvlug nie. Maar die Here kom sê, as jy gekies het vir die koninkryk van God, as jy gesoek het na die wil van die Here en God die Vader is oor jou lewe, dan moet jy met die vertroue leef dat God vir jou sal sorg, dat God vir jou sal voorsien, dat hy vir jou sal help ook binne jou omstandighede. Kom ons bid saam. Here, ons is angstig as ons baie keer dink oor die lewe, maar dankie dat ons angs en ons bekommernis vir U kan gee, in die wete dat U die Here is wat vir ons sorg, en wat vir ons voorsien ook op ons lewenspad. Amen.